Ons gesels vandag oor 'n artikel wat in die Januarie uitgawe van Veeplaas verskyn het en geskryf is deur ons kenner op hierdie gebied, professor Charlie Reinhardt. Nou die artikel gaan oor bosverdigting in die Kalahari Duineveld, oorsake, gevolge en bestuursopsies. En dis waaroor ons met hom gesels. Welkom so vroeg in die nuwe jaar, Charlie, lekker om jou hier te hê. Baie dankie en voorspoed vir die kykers ook vir die jaar. Nou toe, ek sien ons gesels volgende maand ook met jou. Nou maar vandag praat ons oor die Kalahari Duineveld. Verduidelik eers vir ons, wat is die hoofplantegroei tipes wat in die Duineveld voorkom en waaraan word hulle gekenmerk? Ja, net eers, ek dink die Kalahari verdien so 'n bietjie aandag, waar hy vandaan kom en wat hy is. Wat kom aan mense gedagte op as jy die woord Kalahari hoor? Waarskynlik sand, né? So ek wil daarom net sê, dit is 'n sandmantel. Geologies nou gesproke is dit 'n sandmantel. Wat kan jy glo? Nou, hy strek eintlik van die noord van die Oranje rivier oor 9 landsgrense heen tot by die Ewenaar. Kan jy die spore van die Kalahari volg. En daar is so ware uitstulping van die Kalahari noord van Kimberley. Ja, noord van Kimberley, byvoorbeeld by Dronfield Natuurreservaat bly, dan is jy in die Kalahari. So, as ek in die Kalahari wil wees, nie te ver van Pretoria nie, dan gaan ek Dronfield toe. 5 kilometer noord van Kimberley. So, die Kalahari Duineveld is 'n spesifieke deel van die Kalahari. En van hierdie sandmantel, wil ek daarom nou ook net sê, dis oor miljoene jare gevorm. Hulle reken so tussen 2 en 7 miljoen jaar gelede. Met baie sterk, stormsterk, heersende noordewinde, wat die gesteentes van destyds verweer het tot sand. Hoe weet hulle, dis nie watergedrewe sand nie, maar windgemaakte sand. Die korreltjies van die Kalahari se sand is tipies rond, afgerond, duidelik deur windaksie veroorsaak. En so die duineveld van die Kalahari is hier in die suidekant, eintlik die suidweste kant van wat ons as die Kalahari ken. So 200 kilometer reg noord van Appington begin jy die duine sien. En in Botswana, die Nosop rivier en die Aup rivier in Botswana, wat eintlik ontspring in Namibië, hulle vloei amper reg suid en dan sluit hulle aan by die Molopo rivier, wat mos nou die grens is tussen Suid-Afrika en Botswana. Nou in daai hoek, wes van die Nosop rivier, in Askam distrik is 'n sentrum, 'n belangrike sentrum. As jy nou duine wil sien, die rooi duine, typiese rooi duine van die Kalahari, dan gaan jy Askam toe. En natuurlik die Kalahari oorgrenspark, lê net noord van Askam. So die duineveld is beperk tot daardie area. Die res van die Kalahari oorgrenspark, meer na die noordweste se kant toe, is meer plat wêreld. Grasvlaktes en savanna met bome en gras. En 'n golwende landskap, nie hierdie sandduine wat so baie opvallend is nie. So wat is die spesifieke plantegroei tipes wat ons daar? Ja, van die duineveld is daar 2 tipes geïdentifiseer. Die een is die doringagtige Kalahari Duineveld bosveld. Die bosveld kom ook daarin. En dan die ander een is die struikagtige Kalahari Duinebosveld. En elkeen het nou sy eie dominerende planttipes natuurlik. Soos die boomsoorte, die doringrige duineveld is die tipiese boomsoorte, is die kameeldoring, swartbas, en natuurlik die witgat, die boskia spesies, 2 van hulle. En wat is dan die weidingswaarde van die? Ja, weidingswaarde moet mens onderskei eintlik tussen vee en wild. So vee is baie meer afhanklik van die graskomponent as wat wild is. Vee
kan ook kruidagtige plante en struike en bome benut. Veral die pele van ons doringbome is baie voedsaam. Maar hoofsaaklik is die veeproduksie afhanklik van die graskomponent. En dit is nou die mees, kom ons sê, sensitiewe deel van die plantegroei van die Kalahari, met sy sikliese droogtes. Maar daar is ook periodes van oorvloed, en ek praat van reën. Soos tans, die afgelope 3 seisoene is wonderlike seisoene in die Kalahari. En dis val omtrent in by die droogte oorvloedsiklus van so 10 tot 15 jaar rolweg. Reken hulle gaan mense in die Kalahari deur sulke siklusse. Soos in 2013, 14 en 15 was daar ernstige droogte met vee- en wildvrektes. Nou die eerste komponent wat lei onder droogte is gebrek aan water, is die graskomponent. En dit is eenvoudig om te verstaan, want die gras se wortels is die vlakste. En dis waar die water eerste tekort raak. Die struike met hulle dieper wortelverspreiding en die bome nog beter, baie diep wortelverspreiding, gaan al die water diep en hulle kan dus beter oorleef. So is dit maar die landbouuitdagings waarna ons kyk. Landbouuitdagings is gesentreer rondom water. So die effek wat dit het op die plante groei is een komponent, maar die water self, die watergehalte, is natuurlik 'n groot probleem. Soutinhoud van die water is in die algemeen baie hoog, brakwater, né? Maar daar is ook drinkbare water. En die bronne kan enkele kilometers uit mekaar wees. Die Kuruman rivier is nog 'n belangrike riviersisteem, wat daar by Askam aansluit by die Molopo. En hy kom natuurlik van die oog, daar standhoudende oog by Kuruman, varswater. En so in die Askam omgewing het jy hierdie interessante situasie. Party mense boor drinkwater raak, ander het net brakwater, wat jy glad nie kan drink nie. Die beeste het 'n hoë toleransie vir brakwater. So dit is alrede hoekom die vee kan aanhou. Omdat daar water is. Die plantegroei is 'n ander tipe beperking. En weet jy, seker interessant vir die kykers is dat die ouderdom van die water in die Kalahari is al bepaal. Daar's 'n ioon wat hulle gebruik om die ouderdom van water te meet. Tritium is die ioon. So uit 'n sekere halfleeftyd. Dit is soos hulle koolstof, C14 koolstofdaterings op organiese materiaal doen. So kan hulle doen deur middel van tritium inhoud van water. En die Kalahari water, ondergrondse water, is al bepaal meer as 30.000 jaar oud. En die vraag is, hoe word daai water aangevul? Is dit aaneenlopend daar ondergronds? Is hulle met mekaar verbind? Waarskynlik nie, of nie uitsluitlik so nie, want hoekom het jy varswater en brakwater? En so die aquifers, die ondergrondse aquifers kan afgesluit wees van mekaar, wat dit kan verklaar, en natuurlik nou die kwessie van hoe word dit aangevul? En dis hoekom ons 3 goeie jare nodig het vir daai ondergrondse. Ons moet nie vergeet nie, as ons klaar oor te veel reën, die ondergrondse waterbronne moet ook 'n slag aangevul word. En dit geld oral en veral in die Kalahari. Charlie, maar wat is die uitdagings met probleemplante? Probleemplante moet ons onderskei tussen inheemse probleemplante en uitheemse probleemplante, uitheemse indringerplante wat probleemstatus aangeneem het. Maar kom ons begin by die inheemse soorte wat kan ontaard. Is miskien 'n woord om te gebruik. Een van die bekende probleemplante wat mense beskou as 'n probleem. Onthou, as ons die etiket van probleemplante aan 'n plant hang, dan is dit van 'n menslike beoordeling.
is nie van 'n natuurbeoordeling, ons moet dit altyd aan gedagte hou. Die plante is daar vir 'n sekere doel. En die belangrikste inheemse plant, wat as 'n probleem beskou kan word, plek, is die driedoring. Wetenskaplike naam Rigosum trichotomum. Hy behoort tot die jacaranda familie. Dit is glad nie 'n doringboomsoort of 'n doringstruik. Is 'n dwergstruik. Hulle kan tot 1,5 meter hoog groei. En die driedoringkooi kry die naam die takkies. Die eindpunte van die takkies is drieledig en dit is het 'n skerp punt. So die driedoring is nou maar daar, miljoene jare waarskynlik al. En maar dit het hulle praat van dormante vermoë om oormatig te reproduktief te wees, met ander woorde saad te vorm en te vestig. Die eintlik 'n latente vermoë. Nou wat is die skakelaar wat daai vermoë aanskakel? En al wat 'n mens sien wat genoem word is oorbewyding. So daar oorbewyding is die mens, né? Of jy dit nou met wild doen en of jy dit met vee doen, oorbewyding is ons aksie. Wat dan nou hierdie skakelaar van die driedoring aanskakel om oormatig te verdig. Want wat nou eintlik gebeur met oorbewyding? Die eerste plantkomponent wat lei onder oorbewyding is die grasse. En die grasse met hulle vlak wortelstelsel kompeteer met driedoring saad wat ontkiem en moet vestig vir water. So as jy 'n goeie grasbedekking het, dan gaan die driedoring sukkel om te vestig. Maar sodra jy daai graskomponent wegvat, nou is driedoring het nou al daai water en ander groeihulpbronne tot sy beskikking. En dan neig dit tot oorverdigting. En ons sien dit, ek is betrokke by 'n navorsingsprojek op 'n plaas met die naam Rappels in die Askam distrik. En ons doen nou navorsing op driedoring spesifiek. Op die wat maak driedoring wat hy is, wat maak dat hy 'n probleem kan raak en hoe kan mense die beste beheer. So dis die inheemse komponent wat in die duineveld van die Kalahari 'n probleem kan raak. Die uitheemse komponent, uitheemse plante, 2 soorte kan mens uitsonder. Is die muskietboom, Prosopis, wat oorspronklik van Mexico afkom. Hierdie plante is in die 1880s al in Namibië en Suid-Afrika ingevoer, om toch net 'n bietjie skaduwee te verskaf in die droë dele van Suid-Afrika, ingesluit die Karoo. En hulle is op groot skaal ingevoer. In Suid-Afrika was die departement bosbou nog betrokke by invoer en verspreiding tot so laat as die 1960s. Tot daar agtergekom is dat hierdie plante, uitheemse plante is hier sonder hulle natuurlike vyande. En hulle kompeteer baie effektief, hulle is aangepas, hulle kom uit die dorre dele van Mexico, so hulle is aangepas by droë dele van Suid-Afrika en hulle kan oormatig verdig. In die duineveld, spesifiek in die rivierlope, plek is daar net te veel, hulle het 'n diep wortelstelsel, en alhoewel aangepas is by droogte, is hulle baie koostige gebruikers van water. So hulle goeie eienskappe waarvoor hulle ingebring is, was nie net skaduwee nie, was ook brandhout, die maak van houtskool. Die pele is baie voedsaam. So wanneer hulle te dig groei, gebruik hulle koostig water en hulle vorm nie pele nie, want hulle kompeteer met mekaar. So al die goeie eienskappe gaan verlore. Maar moenie afskeid neem van jou enkele muskietboom wat daar op jou plaaswerf staan nie. Dit kan nie skade doen daar nie. Skade weer pele vir die vee en sovoorts. Maar waar hulle oormatig verdig moet hulle beheer word. En nog een om te noem is 'n kruitagtige soort. Dis die Meksikaanse dissel. Argemoni ocroloica. Nou, hy word ook die blou dissel genoem. Nou, die muskietboom is nie net beperk tot die Kalahari nie. Dit is ook in die Karoo.
En hierdie Meksikaanse dussel of die blou dussel, hy kom hele Suid-Afrika voor. Creer Wildtuin sien kom ook baie in die droë rivierlope en hy is ook baie prominent in die droë rivierlope van die Kalahari. En die sade, typiese sade van beide hierdie uitheemse soorte, is leeftyd minstens 20 jaar kan die sade oorleef. So as jy vandag die plant doodmaak, moet jy weet, daar is nog saad in die grond, jy moet hom dophou vorentoe. Charlie, ons kan heeldag met jou hieroor praat. Baie dankie. Ons moet afsluit. Professor Charlie Reinhardt wat vandag met ons gesels het oor bosverdigting in die Kalahari Duineveld. En hy is onafhanklike konsultant in onkruiddoders en probleemplantbeheer. Nou as jy belangstel om meer te gaan lees oor hierdie onderwerp, die artikel wat hy geskryf het is op bladsy 50 en 51 van die Januarie 2026 uitgawe van Veeplaas.